As jy jou Bybel saamgebring het vanmôre, is jy welkom om oop te maak by Eksodus 5 en 6. Eksodus 5 en Eksodus 6. Kom ons raak stil en kom ons bid saam. Vader, die Bybel is oop. Ons weet is God geïnspireerde woorde en ons weet ons sien soveel tekens in die woord, Here. Ons lees van soveel wonders in die woord. Vader, en ons weet ook dit is daar juis om vir ons te wys wat is die pad wat ons loop en wat is dit wat ons behoort te doen en wat is dit wat ons moet gaan doen. Vader, en daarom bid ons ook vanmôre dat U deur die Gees, deur die werking van die Gees, dat daai woorde nie net sommer woorde sal wees nie. Here, maar dat dit werklik in ons gedagtes en ons harte sal inbeweeg. Vader, laat ons dit wat ons lees sal verstaan en dat ons waarlik die boodskap vanmôre ook uit die woord uit sal kry. Dankie dat ons dit vir U mag vra, Here, en ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Wil julle ook weer gedoop word? Sien julle, dis nie so sleg om die boot te wees nie. Sy wil vir Niggie ook die water kom wys. Nou toe vriende, as ons dink aan Moses en ons dink aan Aaron, dan sien ons dat Moses en Aaron was deur God geroep gewees. God het hierdie opdrag gehad wat hy vir hulle wou gee. En wat was die opdrag gewees? God sê vir hulle, gaan na Farao toe, en wat moet julle vir Farao sê? Sê vir Farao, so sê die Here julle God, laat my volk gaan. En, maklik eenvoudig, presies soos wat ons sou dink ek het Moses en Aaron ook gedink en gesê, as God dit sê, dan sal dit mos gebeur. En so, hulle gaan toe na Farao toe en hulle sê vir Farao, laat die volk gaan, want die Here God sê so. Maklik, eenvoudig, net so. Wat sê Farao? Verrassing, Farao sê, nee, daar is nie 'n manier nie. Hierdie mense gaan nie gaan nie. Ek kan net vir 'n oomblik sien dit wat Moses en Aaron moes dink. En ek kan hierdie gesprek sien. Moses stik so vir Aaron. Aaron, jy het ons gehoor wat het God gesê? Ja, natuurlik, ek het dit gehoor. Ek kan net hierdie verbasing in hulle gesigte sien. Farao sê nie net vir hulle nee nie. Hy sê nie net nee, julle mag nie gaan nie. Farao gaan na die volk toe, volk Israel toe, en hy sê vir hulle, julle wil mos nou hier uitgaan. Julle wil mos nou hier weggaan. Weet julle gaan nie gaan nie, en weet julle wat gaan julle doen? Julle gaan nog dieselfde hoeveelheid stene moet maak, wat julle elke dag maak, en die keer moet julle self die strooi gaan haal, om die stene mee te maak. Julle moet dit self gaan kry. Die volk is frustreerd, volk gaan na Farao toe en hulle sê, wow, geef vir ons net 'n breek. Ons kan nie meer so aangaan nie, ons is moeg gewerk, nou wil jy hê, ons moet dieselfde hoeveelheid stene maak, en dan moet ons nog self die strooi gaan haal, ons gaan dit nie kan doen nie. Jammer. Wat sê Farao vir hulle? Hy sê vir hulle, nee, julle is lui. Gaan werk, loop nou, die werk wag, laat julle gaan. Hy jaag hulle al weg daarso. Hier gaan die volk na Moses toe, en na Aaron toe, en hulle sê, julle het gesê, ons gaan bevry word. Julle het gesê, ons gaan bevry word onder hierdie slawerny uit, en kyk wat gebeur nou. Nou het hulle vir ons meer werk gegee, ons moet self die strooi gaan maak, gaan haal, so, ons werk het net al meer geraak, dis julle skuld. Eksodus 5 vers 22. Daarna het Moses weer na die Here gegaan en gesê, Here, waarom werk U so sleg met hierdie volk? Waarom het U my nou eintlik gestuur? Hoeveel van ons wat vandag hier sit, het al gevoel dat ons wil hierdie gebed bid? Hoeveel van ons wat vandag hier sit, het nie al hierdie gebed gebid nie? Dan gaan ons dan na Eksodus 5 vers 23 toe.
van die eerste oomblik af, dat ek by Farao gekom het, om in u naam te praat, het hy hierdie volk mishandel, en tog het hy niks gedoen om die volk te red nie. Was jy al frustreerd gewees met die Here se tydsbeplanning? Was jy al frustreerd gewees met hoe dinge werk en hoe dinge uitspeel? Kom ons lees daar Eksodus 5 vanaf vers 24 verder. Toe sê die Here vir Moses, nou sal jy sien wat ek met die Farao gaan doen. Ek gaan hom dwing om my volk te laat gaan. Ja, ek gaan hom dwing om hulle uit sy land uit weg te jaag. Eksodus 6 vers 1. God het vir Moses gesê, ek is die Here. Ek het aan Abraham, Isak en Jakob verskyn as God die Almagtige, maar my naam die Here het ek nie aan hulle bekend gemaak nie. Tog het ek my verbond met hulle gemaak, naamlik om die land Kanaan aan hulle te gee, 'n land waarvan hulle nie burgers was nie. Hoeveel van ons was al in moeilike situasies gewees in die lewe? Ja, dis daai tyd in die lewe, dan gebeur daar iets en dis nie lekker nie en ons voel ons wil net vir die Here sê, Here, hierdie is nou eintlik onnodig. Ek wil nie deur hierdie gaan nie. Ek wil dit nie beleef nie. En terwyl jy in daai slegte situasie is, wie van julle wat vanmôre sê het al gewonder, hoor God regtig as ek met hom praat? Terwyl ek in hierdie moeilike situasie sit, terwyl ek in deur hierdie sleg gaan, hoor God as ons met hom praat, hoor hy ons smeekgebede, hoor hy dit as ons daar voor hom sit, hartseer, moedeloos, hoor hy dit. Eksodus 6 vers 4 sê, ek het die gekerm van die Israeliete, wat deur Egipte verkneg word, duidelik gehoor, en ek het aan my verbond gedink. God sê, ek het 'n verbond gesluit met julle voorgeslagte. Ek het dit gedoen. Hy sê, en ek het gehoor, waardeur hierdie mense gaan, en ek het nie van die belofte vergeet nie. En dan sê God vir Moses en Aaron, daarom gaan julle nou terug na daai mense wat so frustreerd is. Gaan julle terug na die volk wat sê, ons wil nie hier wees nie. Gaan julle terug na die volk wat sê, ons is moeg om stene te maak, ons is moeg vir die slawerny. Gaan na hulle wat nie eintlik in daai situasie wil wees nie. En dan gaan sê jy vir hulle die volgende. Eksodus 6 vanaf vers 5. Daarom moet jy vir die Israeliete sê, ek is die Here. Ek sal julle van hierdie dwangarbeid van Egipte bevry. Ek sal julle van die verknegting verlos. Ek sal julle vrymaak met mag en met groot reddingsdade. Ek neem julle aan as my volk en ek sal julle God wees. Dan sal julle besef dat ek, die Here, julle God is wat julle van die dwangarbeid van Egipte bevry. Ek sal julle bring na die land toe wat ek met 'n eed aan Abraham, Isak en Jakob beloof het. En ek sal dit julle eiendom maak. Ek is die Here. Dit het Moses toe aan die Israeliete vertel, maar in hulle moedeloosheid oor die harde werk het hulle nie na hom geluister nie. Toe sê die Here vir Moses, gaan praat met Farao, die koning van Egipte, dat hy die Israeliete laat trek uit sy land uit. Maar Moses sê vir die Here, die Israeliete luister nie eers na my nie. Hoe sal Farao nog na my luister? En ek praat juis nie maklik nie. Vriende, Moses se verantwoordelikheid was nie verantwoordelik gewees vir die resultate nie. Sy verantwoordelikheid was gewees om gehoorsaam te wees. Sy verantwoordelikheid was gewees om te luister. Sy verantwoordelikheid was om na die volk Israel toe te gaan en vir hulle te gaan sê, God sal julle bevry. Sy verantwoordelikheid was om na Farao toe te gaan en vir Farao te gaan sê, laat die volk gaan. So sê die Here, laat die volk gaan. Dit was nie sy verantwoordelikheid gewees om die uitkoms te sien nie. Dalk beleef jy dit ook. Wanneer God iets vra dat ons moet vertrou en ons moet glo, dan wil ons mos altyd hê dit moet volgens ons tydlyn werk. En dan mis ons partykeer God se tydlyn. En dalk gebeur hierdie dinge nie volgens die tydlyn wat jy wil hê dit moet gebeur nie. En jy sit dalk vanmôre hier in die kerk en jy het al bevestiging gekry. Jy het die bevestiging gekry wat jy moet doen, wat jy moet gaan doen en jy's besig om dit te doen. En jy sit hier en jy vra vir jouself, maar hoor God dit? Sien God dit? Jy sien hierdie verandering nie. Jy sien nie die oes van die saad wat jy gesaai het nie. Vriende, hoor mooi. Jy is nie verantwoordelik vir die resultaat nie.
Jy is nie verantwoordelik vir die groei nie. Jou verantwoordelikheid is om gehoorsaam te wees en te luister na dit wat God vir jou gesê het, jy moet gaan doen. Ons almal sal, God sê, ons almal sal sien, ek is God. Nou, hoe gaan God dit doen? Nou, hierdie was nie net vir die Egiptenare gewees nie. Hierdie was nie net vir Farao gewees nie, maar hierdie was ook vir die volk Israel. God het gesê, ek gaan vir julle wys, ek is die God. Hy gaan dit wys, deur vir hulle te wys, dat daar is net een God en een Here. En hy gaan dit doen deur die 10 plaae. Ons almal ken die 10 plaae. Nou, 'n sagter woord vir die woord plaae, die 10 plaae, is wonders en tekens. Nou as ons kyk in die Nuwe Testament, sien ons Jesus het homself kom wys aan die mense deur die wonders en die tekens wat hy gedoen het. En dan sien ons hier in die Ou Testament ook. God het hierdie wonders en tekens gebruik om vir die volk te wys wie hy regtig is. En nou sal julle vir my sê, plaae, wonders en tekens, glo julle my? As ek sê dit is wonders en tekens? Wel, die Bybel sê so, Eksodus 7, vers 3 tot 5. Maar ek sal die Farao hardkoppig maak, sodat ek baie tekens en wonders in Egipte kan doen. Hy sal wel nie na julle luister nie, maar dan sal ek Egipte my mag laat ervaar. Met groot reddingsdade sal ek die stamme van my volk Israel uit Egipte bevry. As ek Egipte tref, sal hulle besef dat ek die Here is. En dan sal ek Israel tussen hulle laat uittrek. Nou, hierdie plaae is eintlik wonderwerke met 'n boodskap. Dis om aan die een kant te leer en aan die ander kant te straf. Aan die een kant leer God die volk, hy is God, hy is koning, hy gaan hulle bevry, hy is die een wat vir hulle sorg. En aan die ander kant kom straf die Here weer die Egiptenare, wat so lelik met sy volk gewerk het, wat die volk so sleg hanteer het. En hierdie storie begin eintlik baie wild. Ons sien God gee vir Aaron die opdrag en hy sê vir hom, gooi jou kierie op die grond neer en dan gaan dit 'n slang word. En dit het 'n groot slang. Toe hy sy kierie op die grond neer sien, gooi dit 'n groot slang. Nou as die Here vir my moet sê, gooi jou kierie op die grond neer. Dit doen ek maklik en ek gooi hom op die grond neer. En dit word 'n slang, ek sal so vir hom kyk. Maar as die Here dan vir my sê, tel nou weer op daai kierie. Ek sal dan vinnig paar goedjies uitdink om te sê, hierdie kierie gaan ek nie optel nie. En dan as julle my weer sien, weg is ek, gaan julle my nie sien nie. Ek sal net sê, ekskuus Here. Nou sit jy jouself in Moses en Aaron se skoene. Hier vat jy die kierie, jy gooi hom op die grond neer, dit word 'n slang. Hier staan jy voor Farao, sien julle hierdie prentjie? En hier kom sy towenaars, die Egiptiese towenaars. Hulle gooi hulle kieries op die grond neer. Woef, daar word dit ook slange. Wat? Here, ek dog u gaan nou wys hoe groot u is, hoe magtig u is, maar kyk hierdie mense doen dan presies dieselfde wat u doen. Kan dit jou frustreer? Natuurlik kan dit jou frustreer. Maar Aaron se slang het seker maar 'n bietjie van my bloed ingehaat, want ons sien hy het die ander slange opgeëet. So hy was honger gewees. Die Bybel sê nie vir ons presies hoe lank die 10 plaae geduur het nie. Hoe lank die tyd was wat die 10 plaae aan die gang was nie. Maar wat ons wel sien uit Bybelse wetenskaplikes en as ons gaan kyk na die tradisie, dan sien ons dit was hier tussen 6 en 12 maande gewees wat dit geduur het. So ons gaan vanmôre kyk net na 9 plaae, na die eerste 9. Die eerste plaag was water wat in bloed verander het. Toe die water in bloed verander het, dit dadelik almal se aandag gehad. Oral waar jy gekyk het in Egipte, was die water bloed gewees. Dit in die bakke, in die skeure van die klippe, oral was hierdie water bloed. Almal was deur dit geraak gewees. Hier kom die Egiptiese towenaars, en wat doen hulle? Hulle verander nog water in bloed. Dis nogal interessant. Die tweede plaag is my vrou se favourite een, en dis die paddas. 7 dae nadat die water in bloed verander het, toe kom die tweede plaag, die paddas. En hulle was oral gewees.
Hulle was in die beddens gewees, hulle was in hulle huise gewees, in hulle kombuise, in hulle stowe, jy kan sien in die oondbakke, oral was hierdie paddas gewees. Dit was verskriklik gewees. Hier kom die Egiptiese towenaars, kyk wat kan ons doen, boef, hier maak hulle nog paddas. Die interessante is, hierdie towenaars kon die paddas gemaak het, maar hulle kon dit nie laat wegvat het nie. En nou sien ons hoe Farao dan na Moses toe kom. En vir Moses sê, goed, jy wil hê, die volk moet 'n offer gaan bring aan jou God, en hulle moet 'n fees gaan vier in die woestyn, dis reg, doen dit, gaan. Maar, moenie te ver gaan nie, en los die vrouens en die kinders hier, vat net die mans. Maar gaan praat asseblief net met jou God, en vra of hy nie die paddas kan wegvat nie. Volgende môre gaan Moses en hy gaan praat met God, en ja, dit gebeur toe so, die paddas is weg, net in die Nyl was daar oor gewees, en dan nogal interessant, die Bybel sê vir ons, hulle het hope en hope dooie paddas op mekaar gehark, by mekaar gehark, en die hele land het gestink, van hierdie reuk van die paddas wat vrot. Nou gaan ons na die derde plaag toe, en dit was gewees muggies. Nou die 1953 vertaling gebruik die woord muskiete. So as ons gaan kyk na die Hebreëse vertaling vir die woord kinim, dan sien ons dit is vleiende, of nee, dit is klein buitende insekte. So of dit nou muggies was, muskiete was, luise was, ek weet nie wat dit was, 100% nie, maar dit was nie lekker gewees nie. Dit kan nie lekker, dink maar net aan muskiet, dink as jy toegepak is vol muskiete, toegepak is vol muggies, toegepak is vol luise, dit kan nie lekker wees nie. Hier kom die towenaars, hulle wil iets probeer, hulle kry dit nie reg nie. Die kreer kry dit nie reg om dieselfde muggies te kan maak nie. Maar dink gou mooi oor dit. Jy beleef hierdie plaag, dis die een plaag, dis die eerste en die tweede en die derde, en al hierdie plaag tref jou. Wil jy hê die Farao se towenaars moet nog meer van hierdie goed maak wat jou tref? Nee, natuurlik nie. Natuurlik wil ons dit nie hê nie. Maar dink gou, jy was een van die towenaars gewees. Hier het jy jou gunsteling kierie in jou hand. Hier gooi jy hom op die grond, poef, word hy 'n slang. Hier word jou gunsteling kierie nou net opgeëet. Jy gaan hartseer wees, want was jou gunsteling kierie gewees daai. Nou word die water in bloed verander. Nie een van daai het gesê, maar kom ons verander die bloed weer terug in water nie. Laat ons dit kan gebruik nie. Nee, wat doen ons? Ons maak meer bloed. Hier kom die paddas. Weet julle wat kort ons? Ons kort nog paddas. En toe by die muggies kom, toe wonder ek, het hulle nie gedink, wow, ons maak dit eintlik vir onsself net meer sleg nie. Dalk het hulle ook gewonder, maar moet ons nie maar die pad vat en iewers van hier af wegkom nie. Maar ja, vriende, ons wonder hoe kry hulle dit reg? En daar is hierdie demoniese kragte wat aan die werk is. Maar vandag moet jy hierdie een ding hoor. Hulle is kragteloos wanneer jy bid, wanneer jy in die teenwoordigheid van die Heilige Gees is en wanneer Jesus in jou is. Hulle kan niks aan jou doen nie. Maar daar is van hierdie kragte wat aan die werk is. Maar as Jesus se bloed oor jou is, kan dit nie naby jou kom nie. Nou gaan ons na die vierde plaag toe. Steekvlee. En wanneer dink jy sê jy agtergekom het, iets is nie lekker nie. Hier is iets besig om met ons te gebeur. Nou as ons kyk na die Egiptenare en ons kyk na die volk Israel, hulle was stadige leerders gewees. Steekvlee. Weereens, ons het hierdie prentjie van 'n steekvlieg in ons kop. Sien jy daai steekvlieg? Maar as ons kyk na die Hebreëse vertaling, dan sien ons dit beteken vleiende insekte. So dit kon steekvlee gewees het, dit kon dalk bye gewees het, maar kom ons gebruik dit wat die Bybel vir ons sê, die steekvlieg. So kry jy jou prentjie van die steekvlieg soos wat jy hom ken. En hy byt nogal seer. Dink 'n bietjie hier rondom planttyd, strooptyd daar by die lande, koringstrooptyd, planttyd hier Desember maande, Januarie. Daai steekvlee maak seer. Dis nie lekker nie. Hy kom sit so op jou en dan ewe skielik kan brand hy net en dan moet jy hom klap. Nou die Egiptenare het die Kepri god aanbid. Nou Kepri was die vlieg en die kewer.
Dit was die God van die opstanding gewees, dit was die God van die skepping gewees, ewe skielik is hierdie God van hulle besig om die wit waks uit hulle uit te byt. En hierdie God is oral hierso rondom hulle gewees. Dit wat God hier besig is om te doen, hy is besig om oorlog te maak teen hierdie gode. Hy is besig om vir hierdie gode van die Egiptenare te wys, julle beteken niks nie. Eintlik is dit duidelik wat ons sien, hoe God die een afgod na die volgende afgod kom uithaal. En terwyl al hierdie goed aan die gang was, het hierdie afgode van die Egiptenare, niks teruggedoen teenoor God nie. Hulle kon nie hulle self bewys teenoor hom nie. So God kom wys vir die Egiptenare, hy kom sê vir hulle, hierdie gode het julle nie gemaak nie, hierdie gode kan julle nie in stand hou nie, hierdie gode kan julle nie beskerm nie. God kom wys dit vir die Egiptenare. En hy kom sê vir hulle, daar is net een God, en dis die God van die Israeliete. Ek is die een ware God. En vriende, ons beleef dit vandag in ons eie lewens ook. Wanneer jy jouself gaan oorgee aan God, is daar sekere afgode wat jy gaan moet agterlos. En ja, die afgode wat ons aanbid, verskil. Vir party mense is dit hulle gewig, vir ander verafgod hulle geld, ander verafgod posisie, gesondheid, jou besittings. Jy het al hierdie goed, maar hierdie goed maak dat jy nie voluit vir Jesus kan volg nie. Hierdie goed maak dat jy nie voluit op Jesus gefokus is nie, want jy so gefokus op die afgod van jou, op die valsgod. En dan gebeur hier iets interessant hierso by die 4de plaag. Nou, die volk Israel was in slawerny gewees hier in Egipte, en dan sien ons, die Egiptenare het hier in Egipte gebly, maar die volk het nie saam met hulle gebly nie. Hulle het in 'n ander deel gebly, die Gosenstreek. So, dit is waar die slawe gebly het. Hulle het hulle eie plekkie gehad wat vir hulle gereserveer was. Dis waar hulle kinders groot gemaak het, dis waar hulle skool gegaan het, gebly het, gewerk het, gekerk het, noem dit. Dit het als hierso in die Gosenstreek gebeur. En hier sien ons iets. Daar in Egipte is steekvlee. Gosenstreek, niks nie. So in die deel waar God se volk gebly het, was daar nie hierdie 4de plaag gewees nie, daar was nie steekvlee gewees nie. So God kom wys hier dat daar is iets anders rondom hierdie volk wat sy naam aanroep. As ons gaan kyk op hierdie punt in die plaag, dan sien ons en Farao verskil nie so baie nie. Farao is hier besig om te onderhandel. Hy wil bietjie hier met God onderhandel. Farao sê, hulle mag nie te ver gaan nie. Net die mans kan gaan. Die vrouens moet nie gaan nie. Hulle moet hier bly. Maar kom vinnig weer terug. Gaan doen wat julle moet doen, maar kom net weer terug. Doen ons dit ook nie maar nie? Daar sekere dele, sekere aspekte van ons lewens wat ons vir die Here wil gee. En dan is daar ander dele wat ons vir onsself wil hou. As ander dele wat ons sê nee, dit hou ek eerder vir myself. Ons is bereid om vir die Here te sê, Here, hier is 'n kamer in my hart, maar my hele hart gaan U nie kry nie. Wie ken daai? Ek gaan tel tot 3. 1, 2, 2 en 'n kwart, 2 en 'n half, 2 en 'n 3/4. Wat doen ons? Ons wil hê ons kinders moet op die laaste moontlike tyd wat hulle kan opspring en gehoorsaam wees. God tel nie. God staan nie en sê 1, 2, God tel nie. Plaag nommer 5. Die pes onder die vee. Al die vee in Egipte gaan dood. Al die vee in Egipte vrek. Behalwe die volk Israel se in die Gosenstreek. Alles daai kant leef, als die kant dood. Dink nou jy is 'n Egiptenaar, jy loop hierso deur die lande, jy loop deur die veld, jy sien al hierdie dooie diere wat hier lê.
En net letterlik hierdie skeiding loer jy oor en jy sien maar Israeliete sin leef nog. Wat gaan jy dink? Hoe gaan jou gedagtes begin gaan? Plaag nommer 6, die swere. Daar was swere gewees op mense en op diere. En nou wonder jy maar, al hulle diere is dan dood. Waar kom die diere vandaan? Wie was hulle slawe gewees, die Israeliete? Wie het nog diere oorgehad, die Israeliete? So die moontlikheid is groot dat die Israeliete se diere gaan steel het, om sommer net vir hulle gevat het. Hulle kon dalk by hulle bure gaan koop het, maar hulle sou 'n bietjie duur gewees het. En soos gesê het, ons weet nie wat was die tydsduur gewees nie. Hoe lank dit die tussenpauses was tussen die pla nie. En hier lees ons weer van die towenaars. Maar hulle was opsiek gewees. Die swere was oor hulle hele lyf. Hulle het nie eers krag gehad om enige iets te doen nie. Vriende, Farao kon enige tyd, van die plaag nommer 1 tot plaag nommer 5, kon hy die geleentheid gehad het om sy hart te verander, om na die Here toe te draai. Maar hy het nie. En nou sien ons hoe God hier aktief besig is, en aktief besig gaan wees, om sy hart te verhard. Nou hier is hoe ek dit prakties vir julle kan verduidelik. Ek het seker so 2 keer in my lewe, my jong lewe, gesê, ek gaan wegloop. Ons almal doen dit, nê? Ek is nou klaar met julle, ek gaan my goed vat, en ek gaan loop. Tot die eendag wat my ma 'n bietjie my hart verhard het. Toe my ma die deur oopsluit en sê, nou toe, daar gaan jy, geniet dit. Nee, dis asof God die hele tyd dieselfde met Farao wil doen. Hy wil vir hom sê, draai, verander jou hart, tot op die punt wat God sê, die deur is nou toe. Jammer, ek gaan nou jou hart verhard. 7de plaag, haal. Waar is Egipte? Woestynklimaat, reën min, haal is ongewoon daarso, en ons weet wat haal kan doen. Ons lees hoe die haal alles verwoes. Ek onthou, ons het 'n blok sonneblomme gehad, klaar geblom, koppe was mooi gewees, en die haal het daai sonneblomme geslaan, dat dit sulke stokkies was, wat daar gestaan het. En hier sien ons, die haal tref Egipte, Gosenstreek, niks haal nie. So 3 jaar terug het ek dit beleef. Ek het gesien hoe 'n land, letterlik 'n land, en had hy net so 2 spoorpaadjie in die middel van die land. Hoe die kant van die land plat geslaan was deur die haal. Letterlik 'n karbreedte die kant van die land, niks haal gewees nie. Dit is ongelooflik, dit lyk soos 'n mes wat dit afgesny het. En dit laat mens nogal wonder, was hierdie nou gewees Egipte en was hierdie nou gewees Gosenstreek? Maar ja, dit is hoe dit letterlik was. Plaag nommer 8, sprinkane. Dit wat die haal nie gebreek het nie, dit het die sprinkane kom vreet. Die Bybel sê ook dat selfs die bome en die goed wat begin uitloop het, groen uitloop het, die sprinkane het dit ook kom opeet. Dit kom wegvat. So wat sien ons? God het die Egiptenare sy huidige oes van hulle af weggevat, en hy het ook hulle toekomstige oes van hulle af weggevat. En dan plaag nommer 9, 3 dae donkerte. Die Bybel sê vir ons, die donker was so erg gewees, dat jy dit kon voel. Dan moet julle weet hoe erg is dit, né? Jy kon dit voel. Hierso, Egipte, donker. Gosenstreek, skyn die son op God se mense. God kom wys hier, elke keer hy sorg, hy voorsien. Elke keer sien die mense van Egipte die teken, hulle sien die wonder. God kom wys vir ons, hy is die een wat ons gemaak het, hy is die een wat alles gemaak het, hy kan alles in stand hou, maar hy kan ook alles vernietig. En God wil vandag vir ons sê, weet jy wat kan ek met jou doen? Hierdie pla en hierdie tekens, hierdie wonders, is daarom vir ons te wys, dat ons moet God aanbid en hom alleen. Ons moet hom volg. Prentjie wat ek in my kop kry,
is die van 'n perd, 'n wilde perd wat ingebreek word. Nou jy het mos daai sirkel waarin die perd rondhardloop. So jy vat die perd, jy sit hom in daai sirkel in, dan het jy hierso 'n klein sweepie, maar jy slaan nie die perd met die sweep nie, dis om net 'n klap, of jy het 'n stok met 'n sak aan. Nou as die perd in die sirkel is, dan klap jy die sweep of jy swaai die stok met die sak en dan begin die perd in die ronde te hardloop. Julle het dit nou al gesien hoe hardloop die perd so in die ronde. Glad nie wat Johan daag opgesit het nie. Ons werk mooi met ons perd vanmôre. So hierdie perd hardloop in die ronde. Dan laat gaan jy vir hom. Op 'n stadium dan beweeg jy so bietjie net van die middel af. En die perd gaan stop. En hy gaan jou sien en hy gaan omdraai en hy gaan in die teenoorgestelde rigting hardloop. Hier hardloop die perd in die teenoorgestelde rigting. Jy's hier in die middel. Jy slaan jou sweepie of jy swaai jou stok. Hardloop in die teenoorgestelde rigting. Van die middel af beweeg jy gou die kant toe en dan gaan die perd jou weer sien, dan gaan hy weer omdraai en dan gaan hy weer weghardloop. So gaan jy aan met daai perd en laat daai perd in die ronde hardloop. Op 'n stadium dan beweeg jy amper reguit voor die perd in. Die perd gaan stop. Jy gaan 'n tree vorentoe gee. Die perd gaan vir jou kyk en in die moment wat die perd sy kop wil draai om te draai, beweeg jy uit en jy laat die perd in dieselfde rigting beweeg. So hardloop daai perd. Hier kom doen jy dieselfde weer die kant. So gaan jy aan. Jy's die hele tyd besig om hierdie perd in daai sirkel te werk. 10, 15 keer. Op 'n stadium gaan jy voor daai perd staan. En daai perd gaan stop. En daai perd gaan vir jou kyk. En jy gaan stadig vorentoe beweeg. Sonder 'n sweep, sonder 'n stok met 'n sak aan, sonder 'n toom, sonder 'n tou, sonder 'n saal, sonder 'n halter. Daai perd gaan voor jou staan en jy gaan daai perd se kop begin vryf. Jy gaan hom sê, mooi so. En jy gaan hom so krap op sy kop en jy gaan so sy nek afbeweeg. En jy gaan vir hom so vryf en jy gaan vir hom so slaan. Jy gaan daai perd sommer so 'n drukkie gee. En dan gaan jy jou rug op daai perd draai en jy gaan loop. En hier gebeur iets wonderliks. Daai perd gaan jou volg. Jy gaan by die hek kom. Jy gaan die hek oopmaak, jy gaan uitloop. Die kans is goed dat daai perd jou gaan volg tot in sy kamp in. Sodra die perd begin agterkom, jy is in beheer, gaan hy jou volg. Gaan hy hierdie rustigheid kry. 'n Wilde perd gaan altyd weghardloop. 'n Wilde perd gaan altyd rondhol. Hy gaan altyd deur iets gejaag word of hy gaan iets jaag. Maar sodra 'n perd ingebreek is, sodra 'n perd onder die beskerming van sy ruiter inbeweeg het, dan beleef daai perd hierdie vrede. Vriende, weet jy, God het nog elke keer in jou lewe, in elke situasie in jou lewe het hy al inbeweeg. In elke bekommernis het hy al inbeweeg. In elke slegte ervaring wat jy beleef het, God het in dit al inbeweeg. God was daar gewees. En so het God ook al in jou vreugdes in die lewe wat jy beleef het, ook inbeweeg. God beloof vir ons, hy sal ons beskerm. Hy sal vir ons 'n vrede gee. Al wat ons moet doen is, ons moet net na hom draai, na hom kyk en hom volg. God kom wys vir ons hierdie wonders. God kom wys vir ons hierdie tekens. God kom wys vir ons, hy is in beheer. Hy is die koning, hy is die skepper, hy is die Here. En hy wil hê soos 'n perd oorgee aan sy leermeester. Wil God hê ons moet oorgee aan hom. En vriende, wanneer jy dit gaan doen, dan gaan jy daai rustigheid en daai vrede beleef. Jy gaan daai kalmte beleef. En dit gaan alles vir jou verander. Amen. Vader, dankie dat U vir ons wonders en tekens wys. Partykeer kyk ons na die 10 plaae. En ons kyk na alles wat daar gebeur. En ons sien al die sleg en al die
nie lekker dinge wat daar plaasvind nie. Vader, maar dankie dat ons vanmôre net weer kan hoor dat U doen juis hierdie wonders en hierdie tekens om vir ons te wys dat U is ons koning en U is ons Vader. U is in beheer. Vader, vandag wil ons in U naam kom en ons wil sê, al hierdie afgode wat ons vir ons self skep, hierdie goed wat maak dat ons net sekere dele van ons lewe wil oorgee aan U. Here, ons wil dit kom agterlos. Ons wil U volg. Dankie dat U vir ons oor en oor bewys dat U is ons koning. Dankie o Vader. Amen.